uitsending van Stoom saam met oom sit. Coach A, hoe gaan dit daar? Omsit, dit gaan baie goed, dit gaan eintlik fantasties en is weer eens 'n voorreg om met ons mense te kan gesels. Ja, ek wil vir elkeen vanaand opnuut groet. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Hierso op die program, Skuins voor Afskop. Veral hier in die Oeverberg waar die dinge bietjie ruk. Coach A, wat sê die manne van die streek uitdag? Die manne van die streek uitdag is doodstil. Hier in Oeverberg 1, daar het net geen aksie plaasgevind nie. Dis ons waar ons korrespondente lê. Ricardo en die manne kyk nou na hulle 30-jarige naweek. Is dit hierdie naweek? Wat nou kom, die manne het 'n Vrydag aand my juffrou en meneer Struisbaai, junior en senior. Ja, ons wil vir elkeen uitnooi, gaan ondersteun daarso by Struisbaai, dis daar by die see, 'n manier vir my kom sê dis nou koud nie. Kry vir jou 'n warm dingetjie daarso, vlerkie of iets of kry maar sommer vir jou so 'n borrel soepie. Ja, yes. Dan maak jy van binne warm. En Saterdag het die manne mos die spanne weer die spanne weer in 'n potjiekos kompetisie omsit. En daai potjiekos, die pot alleen moet 15 mense kan bedien. Ek dink dit is 'n nommer 4 pot. Let me, hulle gaan ons seker saam met 'n roeispan. Hulle baie roeispanne. Hulle gaan met hulle bote hulle gaan die pot roer omsit. En daar gaan 'n wenner natuurlik gekies word, en daar stalletjies en alles en nog wat. En natuurlik Sondag 'n interdenominale keerdiens ook op die veld. Almal is welkom. So al die paaie lê hierdie naweek na Struisbaai, asseblief, as jy in die Oeverberg is en jy het niks om te doen nie, gaan ondersteun daarso vir Struisbaai, dis vir 'n goeie doel. Sodat hy kas, nie die hommiesbakkie, die geldkas slag weer gevul word. Maar ek dink dis 'n baie goeie inisiatief. Ons weet dit is 30 jaar bestaan, maar behalwe dit is 'n goeie inisiatief, verstaan ons. Om die manne by mekaar te hou. So 'n bietjie familietyd hou, ja. Dan kom hy, het dan niks gebeur verder in die streek, daar ek hier in die streek uit daar by 2, het daar 'n paar wedstryde plaasgevind. Ongelukkig het ons geen uitslae gekry van hulle nie. En dit bekommer vir my op die stadium. Dit is die manne wat geraas het en geblaas het en gehuil het en gesê maar die programme wat daar is, hulle praat net oor die groot uitdaging. En hier kom skep ons nou vir hulle wragtige geleentheid. Yes. Maar hulle maak daarvan gebruik. En die ding is omsit, daar was 'n voorstel van ons Elim korrespondent, ons moet dit tog weer noem, dat hulle is 8 duiken, 9 duiken. Soos hulle saam volgens hulle 17 en dan speel hulle 8 wedstryde. So daai enetjie is natuurlik die bel rassie nie. Ek kan nie nou met 'n rassie praat nie. Jammer vir die onderbreking. Ek het gesien dis rassie. Ja, ek het maar toe afgesit, maar toe op boodskap gestuur, I will call you back. Ja, dan gaan jy seker vir julle 'n bietjie hulp stuur daarso aangesien julle daar by Sapkol vasgevall het, maar ons gaan later daaroor praat. Dankie Rassie dat jy bekommerd is oor Sapkol se val die naweek daarso teen die manne van die blou. Hou by die blou. Ja, dit was so. Maar ons werk ook eers van die kuskant af, daarna van Parkstraat af, as ons daar kom. Ja, nou ek sê jy werk om daar van die kuskant af. Nou dink ek sommer aan daai van Jallerstom, wanneer hulle op die veld af opkom aan, doen hulle mos die hakke. Dan sê hulle sing hulle so, ons wegkom die hele dag. Maar wat voorstaan is natuurlik mis te wees. Ja, dit is regtig my bekommernis dat die manne het gevra vir self en nou het ons 'n program wat ons 'n bietjie wil gesels, maar die manne steek uit by die braai nie. So ja, na die program gewoonlik dan wil ek nie uitpraat nie. Ons gaan lekker hierso by Stoom saam met ons sit. Julle sien hoe lyk by Treinklim. Julle kan sien hoe lyk die twee stitte. Nee, julle moet uitsteek by die braai. Coach, gemeenskap kan ons van praat? Ons kan nou 'n bietjie by die gemeenskap, maar voor ek daar kom, yes. Ek wil tog baie welkom sê vir Aardekole. Sien die manne het verlede week het hulle begin. Yes. Proppie,
maar ek verstaan jy is word die dika gedag daarso oor jou gedrag. Jou gedrag as blijkbaar jy het litheid, was jy litheid. Heb ik nog gehad door een paar door Bella. Bella wat een beetje vast van liggen. Een propzat. Oh, ik was dus een propzat, maar dat iets gedaan was gelijk gelijk niet. Ja, maar ons is baie dankbaar vir aardekolle wat weer terug is op die lug. Dis lekker as jy maar terug is man. Ja man, ek geniet dit verstaan. Ek dink hulle speel 'n belangrike rol in Boland rugby. Want hulle sê goed, hulle is baie keer frustreerend. Maar soos hulle sê, dit is harde kolle. Ja nee, daarmee nie. Hulle kom nie sag kook daar nie. Ja nee, hulle kom nie met 'n laggie so, right? Zegie, Miller, laat die ding ruk daar so uit die series uit. En van ons kant af, hierso, stoel ons saam met Boom sit, ons hou ook julle program dop. Sukses altyd lekker. Julle kom nie met 'n laggie. Julle sê soos dit is, as julle die Boland bestuur aanvat, vat jy vir hulle aan. Julle die klip aanvat, almal loop onder die. Ek kan julle nou nie in dieselfde liga plaas as Anwar Daniels hier, want julle dink julle is beter as Anwar want julle wys gesig. Anwar was die man wat hy was 'n fake profile. En dan wil jy kom dik net hierso op Facebook. So Anwar, ons wil ook vir jou uitnooi na hierdie stel toe. Ons kan miskien 'n reëling maak dat ons 'n pop sit hierso tussen ek en coach A en die pop gesig net so inkleer en dan kan ons so telefonies met jou op die lug wees. Ons kan. So ons nooi ook vir jou uit meneer. En ons tegniese span kan daar die pop move. Ja, ons nooi jou uit, maak kontak met ons sit. Ons sal jou baie graag hierso wil hê tussen ons. So af en toe sit net so 'n klap hier van die pad af is. So okay, ons gaan oor as na die stryk toe. Ons sit naby, maar nog so ver. Test United speel 'n draw. Ja, kyk, hulle sê 'n draw op iemand anders se veld is net so goed as as jy gewen het. So ons gee maar die wen vir hulle. Daar's goed. Ja, ek sien hulle was 12-12 Eastern Goldstars. Yes. Ek lyk my julle begin nou. En dan Evergreens 12, Blackbirds 3, Oak Valley 20, Zebras 14 en Rangers 29, Tigers 14 en Montreux 18 en Klipdale 7. Dis nou baie interessant om hier. Ek sit dink nou aan die spanne. Montreux, Klipdale, Rangers en Test United. Daai is die spanne wat ander naam het. Die ander manne is of 'n blom of is 'n dier en dis vir my baie interessant. Blackbirds, cheetahs. Ek gaan net sê van die Ja, kom jy dan stap ons 'n bietjie aan jong. Ja, wil jy dit vanaand stap? Nee, ons is baie opgewonde. Ons stap na hierdie naweek. Ons stap 'n bietjie aan jong na die groot uitdaging toe. Hey. Hoe julle so wil kom aan die safkom? 64 spanne speel in die groot uitdaging in die Boland. En dit het ek gehoor op Hardekoor. Ek kan dit nie beamoen nie, maar dit is 64 volgens die een van die manne wat daar was. Ja, kom ons kyk gou na die uitslae. Botterrivier 40-8. Ek verstaan Botterrivier het ons sommer nuwe name gekry. Hulle is nie Botterrivier nie. Hulle is Ropla. Denny, daai naam van hulle gee Ropla. Hy kom hier met 'n lag, hy soos mamma in 'n wolkombeers. Daar wat hy sit, daar sit hy. Hy sê dis Ropla, maar onthou nie, ons het gepraat oor bot vroeër in die program. Ja, so sê ons dit. Een van die spanne wat doppel. En ons maak nou 'n grap en ons steeg nou 'n bietjie en ons praat van Ropla, maar kom ek sê vir jou, soos ek het gekyk die lop. Kyk die dinge neek hierso in die oefening. Veral met Safkol se aard te bring die naweek wat verby is. Kyk, Boston het vir Here broer. Kom sit, dis nie wat ek dit sal noem nie, maar laat ons nou nie vashak by name nie.
Nee, maar kan ons die duikant begin nie om sy duikant? nee, ons is by Botterrivier. Botterrivier 40 Black Leaves 8. Okay. Baie geluk Botterrivier. Baie goeie oorwinning. Maar ek wil iets sê. Of gaan later op kom. Nee, ons praat klaar. Laat ons klaar praat, want die ding is wat ek wil sê is daai vleuel, is dit nou Nolus of wat sy vleuel se naam is? Wat hy 14 gespeel het, Noel, ek weet ook nie wat nie. Maar okay, hy is mos eintlik 'n Houston man. Hy in die fullback. Maar daai man het 'n paar somersaults gemaak, daai 3 wat die man druk. Hoe flip flap, die man het my laat dink aan Brighton Paul se dieselfde tipe move het die man getrek. Die val my earphones aan myself geskep. Okay, dan Claremont 32-28. Die Refusion, ek verstaan, ek was nie by die wedstryd gesien. Maar hulle sê Elvisie se hakkie toe begin gaan. Hulle sê daai Refusion end. Kyk, pastoor het gekom en alles om aan. Hulle sê hulle het gedog die ending by die mond, by die mond van Claremont gaat sag wees. Maar kyk, pastoor het ook kom met 'n lag. Dit was soos 'n oorstroming waar hy man ingekom het. Daarso na die see toe. Hulle sê Claremont moes keer vir alles wat hulle weet. Maar Claremont sê as 'n klomp drie van 'n lokkie nie. Nee, maar ek het niks. Maar ek kan nog nie sê nie, dis wat ek lees. Man, Elvisie. Ek lees daarso. Ja, Elvisie moet maar 'n brief skryf vir Boland toe. Sê sy, liever ons het 'n lang brief te skryf. Die punt wat ek maak so is dat dit was net nie. Dit was net nie. Kyk, pastoor, dieselfde soos by van hierso. kyk pastoor het mos so in die week het hy mos op die pause gesit, hy het 'n bietjie teken geskiet. Hy het die tekens sit er op opsit. Hy het opgesit. Want hy was amper in die kol. Kyk hy daai wen op Claremont net gemis. Hy het hom gemis. Right, ons stap Maar wat ek wil sê is die ander ding wat ek wil sê is die man begin al klaar weer met sy tricks. Die man het weer die man 'n friend request gestuur in die Talendon kamp. Ja, hy het die goed los. Pastoor los die goed. Los net die goed is. Dan Caledon Genadendal, ons Kliphare ja, wedstryd. ek dink as ons praat van Kliphare wedstryd, ek dink as dit genaal wat Klippe gekom het. Wat ek hier kan sê, want ek dink Caledon hulle is sommer goed gegaan daarvan. Die kaptein is nou nog in die hospitaal. Vertel. Die kaptein sê hy breek sy enkel. Hy sê op Twitter. Ja, die man lê nou nog. Die kaptein van Genaal. Ja. Hoe so? Die man moet nog gedoen word. Klaar te praat. Ek dink hy is klaar. Nee, maar Caledon het hom gefinish. Hoe Caledon hoe julle dan so gekom nie nou? En die ander stuk. Die man, hulle sê die man, een van sy mense sê die man se gesig staan daar. Nee, mense is gefinish. Omsit hulle is gefinish. Baie mooi drie gedruk. Hulle het mooi hulle het hard gewerk vir hy drie. En hulle kom. Ek wonder of hulle punte gekry het daai nie. Ek weet nie. Maar al wat ek weet gaan Natendal hulle sal hulle sokkies moet op. Nee, hulle sê Dina. Hulle sê Dina. Wie speel hulle die naweek? Die manne van Parkstraat. Nee, daar is 'n manier jong. Okay, ons gaan sommer Parkstraat toe Rangers. Klop van verlies op 31-24. Ek verstaan, hy was ook 'n ek sal nie sê 'n gelukkie. Maar hulle sê verlies op gekom vir Eddie. Verlies op was bitter. Kyk, Eddie moes keer. Hulle sê was dit nie dat die wedstryd op Parkstraat gespeel was nie. Dat Eddie verloor, as hy wedstryd op die glas gesteel was. Nooit Eddie sê hy, dis wat ek lees hier, dan sê hy man sê hy was nie nog 'n ligte spannetjies. Nee, wat ek dink maar hy man het ons al bewys, hulle is nie liggie. Nee, met alle respek gesê, ek sê weer Parkstraat nee, red vir Eddie hierso. 2 keer. Parkstraat red vir Eddie. As daai mense gespeel was op die glaskasteel kan ek nou vir jou sê. Was Eddie se ligte totally af. So Eddie, asseblief man, moet nou nie dat Genadendal jou ligte afsit die naweek daar in Genalie. Maak dit 3-3. Jy sal ons groot vreugde verskaf. As jy dit môre daarso op Genadendal volpunte maak.
Soos Danny Boy sê, nog 'n 5. Nog 'n 5. Ou Danny Boy het nou agtergekom. Ek weet nie waar kry die man myself voor. Nou die aand lê ek, dit is voor 10 man. Hoor ek gaan die phone af. Sê ek, okay, ek gaan maar ook kyk sien sy. Sien dit is Danny Boy, die man van wat maak ek nou? Ek sê nou Danny, ek leer man. Hy sê nee, hy leer op my so. Maar Hy leer wonder. ja, hy leer wonder. Maar ek het toe sommer maar stil gebly. En maandag, nee, die sondagmiddag, toe sien ek die stukkie man weer uit. Oh. Die man vra vir my, maar waar was ek aan? Verlies dat het van 5 op weer uit. Jo. Nee, ek nou Danny jong, hy kom hier met 'n laggie. Dan die wedstryd, wat op almal se lippe is, Boston 26, Safcon 24. Goeie oorwinning vir ons. Coach, wat het dan daar gebeur? Hoe het julle so gekom? Nee, wat dan? Baie dankie. Die man, hy is woorde nie. Maar ek sê maar Gee my die kans, gee my die kans. Ek sê maar die saak oppig. Yes, nee. Baie goeie spel. Geluk JP en die coaching panel en die manne. Kyk, daai game was so belangrik vir Boston. Dat die manne gehuil. Daai was so emosioneel, daai game was op, maar ek moet sê, ons sit op ons daar kom, die hele game, die hele dag, moet ek regtig sê, goeie officiating. Dit was nice man. Die seevoeltjies het gevlieg. Toe dink ek hier jou 5. Ja, die seevoeltjies die vlieg, die sonnetjies skyn toe mooi. Die gras is groen, die omheining is groen. Hulle bou 'n massiewe stadion daar. Atletiekbaan te hoor. Ja, maar kom sê wag man. Jy is nou by al die goed wat ek dink die luisteraars wil. Maar ek wil nou daai weet nie. Ons is met jou vraag, hoe het Safcon so gekom dat Werner vir julle 'n pak gegee het? Ek sê dit 'n pak noem nie. Al wat ek sê is om sit soms moet 'n man soms moet 'n man 'n kat in die duiwel opgooi. Vertel, praat man. Skielik. Lê fire in Boston gelyk. Ja, coach, ek dink jy wil nie die saak breek, ek sal dit maar breek jong. Die feit van die saak is man, hulle sê op plaasie, hy sit daar so wind verby op 'n foto saam met mamma staan. Hy Mona oor Duffy. Hulle sê hy man het gehuil jong. Voor hy foto vat, moes Werner is hy man se trane afvee. Maar dit was 'n Kyk die plaasie kan stout wees hoor, is Safcon verloor. Hulle sê hy was uit sy diepte. Hy kon dit net nie aanvaar. Maandag toe sien ek sy die ou post op. Toe sê die ou, daai jong se voet, hy skepskop. en hy skop hy sê jarre. Safcon het 4-3. Dis korrek. En Boston wil hulle moet skoppe. Hy man kan nie Maar wat ek wil sê is ook baie belangrik. Die Friends players, ander kaptein, die man wat gelei het sy eerste terugkeer gemaak na Potterfield se wedstryd. Goed gespeel op die dag. En die bal het reg gespring vir Boston. En ons fans hulle geluk. Ja, tot uit die gee sê maar pap geluk man. Dis baie pap man. Gee die Boston het vir Safcon geoutplay. Punt klaar. Of jy nou nuwe players wil laat speel het, ek hoor hier in die week praat hulle, ja maar dit was Safcon se tweede span. Nee meneer. Of dit jou derde span is, hulle is die champs. Safcon, dit mos nie gaan om te verloor nie. Al het hulle die tweede span opgestuur. Nee, ons wou Presies. Ons het gespeel, goed gespeel. Boston baie geluk. Ja nee, Boston het julle gaan jakka. Maar wat ek kan sê is omsit. Safisa. Ja nee, kyk,
Van my kant af ook, Winna, baie geluk. Al moet ek ook dit vir jou sê, ek wil in jou gesig kyk. Dit was maar 'n moedwen. Want ek weet nie, as julle verloor het Saterdag. Het lyk af was daar die ou JP. As julle verloor het. My ma oor my. Ek weet nie. Daar was 'n pere. Nee, hoe kan Groter pere? pere. Nee, As wat die ook. pere is in 'n bedaarsdorp. Nee, as die pere in Parkstraat nie, ook die lorries nie. Maar om op 'n ernstige noot, coach, dit word baie interessant hierso in die Oeverberg met die verloor van Safcol. En wat mense nie sien nie, is 'n baie interessante beweging wat verlede week pos gevat het. Want onthou, Safcol het nou dit 2 verloor. Hulle het verloor teen Botterivier. En hulle het verloor teen Houston. Maar wat mense nie sien nie op die punte leer, dis hoekom Alvise so breek, sy sê mos toe sy het nog die vorige aand gaan slaap toe lees nommer 8. Toe sy die volgende dag wakker skrik. Toe lees sy nommer 3. Nou wat baie nie verstaan nie, is daai skorsing wat Boland vir Safcol begin wat nee, kon jy nou stil bly. Jy moet nou mooi luister wat ek hier vanaand sê. Boland het mos vir Safcol voorkomend geskors. En Safcol het mos skuldig bevind. En Boland het hulle 'n goeie straf gegee. Ek voel Boland het eintlik vir Safcol dubbel gestraf. Want hulle gee die man 'n kaart en toe kom hulle voor, maar okay, is hulle nou daar nie. Maar toe gee Boland sommer toe besluit Boland wag. Julle het daai wedstryd gespeel nie. Ons gee sommer hy 5 punte vir Kleinmond. Ek verstaan dit werk so. As jy voorkomend geskors is en jy skuldig, nee luister, en jy skuldig, dan gee Boland vir die span teen wie jy moes gespeel het 5 punte en 28-0. So daar's 'n punteverskil ook. En dit is hoekom Safcol soos dit nou staan, technically 3 wedstryde verloor het. En dit maak dit baie interessant, want Houston het 4 verloor. Is interessant. Bredasdorp het 4 verloor. Caledon het 2 verloor. As jy gaan kyk na die lok in goed weer, dan lê Safcol voor. Caledon het 'n wedstryd minder gespeel. Hierdie naweek, môre, speel Safcol nie. Caledon speel en as Caledon wen met 'n bonus, gaan Caledon boel lê. En nou ek grond dit net op grond van wat gebeur het in die wedstryd verstaan wat daar gelus het vir hulle. Nee, maar jy sien kinkel in die kabel. As spanne nog gedink het, hulle is in die binnebaan. Ek wil glo Safcol gaan nie die ding so los nie. Ek wil glo Safcol het seker 'n appeal aangeteken. Miskien nie teen die straf nie. Maar en jy hoef nie te antwoord nie. Jy hoef nie te antwoord nie want jy's oor op die Safcol. Ek dink Safcol ek het 'n betroubare bron uit verneem. Safcol het 'n appeal oor die proses. En hulle argument lyk dit my gaan rondom hulle wil die wedstryd speel. So daar behoort seker binne die volgende week behoort duidelikheid te kom oor daai. Maar ek dink dis 'n baie belangrike issue wat hierso op die tafel lê. Maar kom ons praat dan nou hipoteties gesproke, dit bly soos dit is. Kan ek vir jou sê die tweede ronde in die Oeverberg gaan ek neek. En dan sê hoekom sê ek so. En dan kom terug na Botterivier toe, maar nie Botterivier vergeet nie. Onthou net nee. So jy sê daar's 'n springbok, maar julle vergeet die wildsbokke. Stiek volgende week uit. Nie volgende week, want onthou môre speel die Cavaliers hulle laaste wedstryd. Dan kom daai manne wat hulle geteken het by die Cavaliers, hy wildsbokke. Dan kom net hulle aan by die springbok. En dan gaan dinge neek. En as jy gaan kyk waar lê Botterivier op die lok, en jy gaan sien die spanne wat Botterivier toe nou moet kom. Ek dink Caledon moet nou Botterivier toe gaan neek.
Ek beloof dit vir jou. Dat gaan nie. Hulle kan nie meer afstap nie. Ek dink Houston is nie seker nie. Dink Houston moet dit nog. Ons het nog podcast. Ek wil net op Botlat toe gaan. Nou sê jy wat ek eintlik hierso vir jou sê. Yes. Wat hier gaan gebeur. In Botlat weet ons mos nou. Daai is nie 'n maklike span om te wen op 'n tuisveld wat nie. ek sê. En veral met hulle versterkings wat hulle kom in. Ek sê weer, ons het op hierdie program gesê, die twee spanne wat ons nie moet uit die oog het verloor nie, as Garabou en Botterfield. Yes. En hierso kan dit duidelik, kom ek duidelik uit verstaan nie, hoe die ding begin in die Garabou self. Kyk, Botterfield gaan hierdie naweek Garabou toe, en Botterfield hoop dat hy vir Garabou gaan wen, maar ons het dit nog gesien in die seisoen. Garabou is 'n perd van 'n ander kleur op hierdie stadium. So môre gaan die ding behoorlik ruk daar op Garabou, waar Botterfield teen Garabou speel. En daai wedstryd se uitslag gaan 'n bepalende rol speel hoe hulle na die tweede ronde toe gaan koers in. Als het begin jou wie so vroeg gaan slaap het. Daar het sy wakker skrik. Deur 'n plek. Ja, al wat ek vra jou wie se bly wakker. Ja, maar jy weet daai volk kom jy met 'n laggie. Dit is nie wakker bly nie. Nee, daai volk kom met 'n laggie. Sê dan nou verlede week, voor verlede week, het sê dan 'n misdadiger wat daar gegunpoint het. Toe hulle die poskantoor gehop het. Nee, is waar. Weet jy nie ek weet. Sê daai man net Voorblad nie. Voorblad nie. So nee, die ding gaan behoorlik nie in die tweede ronde, hy gaan lol in die tweede ronde. En dis hoekom ons altyd sê, die Overberg is nie jou speelmaat nie. Die Overberg is nie jou speelmaat nie. So ja, Boston gaan verlies dit toe. Vir hulle. ja, ek wil nou nie lelik wees nie, nee. Maar wanneer jy sal op jou beste met dis verlies tog. Dis korrek. Daai mense, hulle het vir my die week boodskappe gestuur. En hulle het my eintlik genooi om sit, kom, Kyk wat maak. kyk wat maak ons. Maar ek het vir hulle gesê, ongelukkig is ek geboek die naweek vir die Langeberg. Okay. Ek moet Langeberg toe gaan. Ek gaan die wedstryd kyk tussen Bluebirds en Robinson Town. En die Bonnievale, as ek Saterdag, as ek môre. So, as nou 2 weke wat ek nie in die Oeverberg gesien, maar ja, dit gebeur man. Coach A, jong, met dit, tyd sal nie verby. Ja, ons het dit baie interessante wedstryd wat voor lê. Caledon gaan er vir toe. Ag nee, wat is 'n walk in the park. Ek weet nie, ek dink nie pastoor hoef te gaan oefen nie. Coach A, laat ons eerlik wees. Daar was nog nie 'n manier hoe Refusal in, met alle respek gesê, van Caledon gaan wen nie. Dit gaan die grootste opskudding wees. Nie in die Oeverberg nie, in die Boland. So pastoor, ek is jammer. Maar gaan weer skiep teken. Nee, ek is jammer vir pastoor. Daar is nie 'n manier nie. Dis hoekom ek kies dat er ander geraak het, want ek wil nou nie daai verleentheid, ek wil nou maar net verleentheid spaar. Maar van ons kant af, van my kant af, Coach A, opnuut baie dankie vir elke luisteraar. Wat inskakel op hierdie program. Sonder julle is hierdie program niksie. Ek wil tog vir julle uitnooi. Kontak vir ons. Ons is tot julle diens. Want ons wil rugby in die Oeverberg wil ons dien. En julle sal sien ons fokus is in die Oeverberg. Nie dat ons nie oor ander spanne wil praat in die Boland nie, maar ons hierdie program is spesifiek om ons spelers, ons mense, nie net rugby nie, maar alle sport. En voor ek vergeet, Ja, wie se gaan speel? nee, los jou wie se. Voor ek vergeet, iemand wat op hierdie program was, 'n atleet, Adrian Swart, het verlede week 'n breekdeel van 'n sekonde het hy gemis vir kwalifiserende tyd 400 vir die Olimpiese spele, maar ek dink hy gaan oorseer en Sondag, as jy nog nie 'n ticket gekoop het nie, Sondag, ja, hulle vir hom 'n golfdag hier op Caledon, en Adrian is ook op Caledon. As hy golf speel, kom ons steun vir Adrian. En dat ons hierdie ouetjie se droom 'n waarheid maak. Om te kyk of hy kan kwalifiseer. En
dan as dit die wil van die Here is opgeneem kan word in 'n span om saam Olimpiese spele te gaan. So met dit van my kant af, goeienaand. En van my kant af, coach uit.